Vers 1 en 2. Nou, ek gaan nie praat oor die skuilplek nie, maar u sal wel sien waaroor ek gaan gesels. Sy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vandag in die skaduwee van die Almagtige. En ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Die Here seën sy geleesde woord. Amen. Nou ek glo en vertrou dat die woord van God bly altyd vars. Amen. Daar's altyd iets vir ons, elkeen om in ons siele te gaan nuttig. Ja. Wanneer die woord van die Here gebring word. Amen. Nou die kroon van die lewe is vir elkeen wat oorwin. Ja, ek wil vir u lees Jakobus 1 vers 12. Net gou hier in die Bybel kry. Jakobus 1 vers 12. Ek is so lief vir die Bybel wat in mekaar uitval, wil ek sê met respek. Jakobus 1 vers 12 sê hierdie woorde: Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. So daar is die vereiste, aan die wat hom liefhet. Dan wil ek ook vir u lees Openbaring 2 vers 10 en 11. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenskap werp, sodat julle op die proef gestel kan word. En julle sal 10 dae lang verdrukking hê. En die laaste gedeelte sê daar, wees getrou tot die dood toe, en ek sal julle die kroon van die ewige lewe gee. Nou ek gaan ook nie praat oor die kroon van die ewige lewe nie. Nou dit is nie vir hulle wat gemaklik is in Sion. Ons moet op 'n plek wees waar die Here op ons kan staan. Ja. Ons moet op 'n plek wees waar die Here op ons knoppie kan druk. Ons wil dan altyd die Here aanroep. Ja. Baie keer het die Here vir ons 'n werk om te doen. Amen. En die Here vir ons net te sê, hoor, jy gaan bid vir daardie persoon of daardie persoon. Amen. Waar ons altyd ons stand inneem met lewende geloof. Nou kom ek sê vir u vanmôre, geloof bring oorwinning. Amen. Amen. Ek moet glo nie net dat God is nie, sê die woord van die Here, maar dat hy ook 'n beloner is van die wat hom soek. Amen. Met ander woorde, as ek na God toe gaan, moet ek weet, die Here gaan my gebed beantwoord. Amen. Ek moet weet, hy gaan my nie teleurstel nie. Ja. Nou hier is 'n verhaaltjie. Engeland was in 'n oorlog met Frankryk, en die Franse het 'n drummerboy as gevangene geneem. Napoleon het hierdie seun beveel om 'n lied van oorgawe te speel. En die jong seun sê vir hom, ek kan dit nie speel nie, want ek ken dit nie. Ek het nog nooit 'n lied van oorgawe gespeel nie. En nou wil ek vanmôre vir u sê, kinders van die Here, moenie 'n lied sing van oorgawe aan die werke van die duiwel nie. Ja. Sing 'n lied met oorgawe aan die Here Jesus. Amen. God wil ook nie hê ons moet retireer in die gesig van die vyand, maar om 'n oorwinningslied te leer en om te wen. Ja. Nou ons sien baie keer atletiek en stoei en so voorts, en jy het jou mense wat jy graag wil hê moet wen, moet die einddoel behaal. Ja. Maar God wil hê dat elkeen van u 'n wenner moet wees. Amen. Ons sing nou 'n koortjie, jy bly 'n wenner. Ja. As jy by die Here bly. Amen. Stryde en beproewing sal jou nie onderkry, maar jy bly 'n wenner as jy aan die voete van die Here Jesus sit. Daar's baie vreemde stemme daar buite vanmôre. Baie stemme wat sê, ag man, los God. Jy het hom nie nodig nie. Maar ek kan vir jou vanmôre sê, 'n ryk man
kan miskien nie sonder God lewe nie, maar hy kan nie sonder God sterwe nie. Daarom vanmôre kan nie een van ons sterf sonder die Here Jesus Christus nie. Hy wat getrou bly tot die einde, hy sal die kroon van die ewige lewe beerwe. Daar is vanmôre twee soorte uitroepe of geluide. Een wat jy maak en een wat jou maak. Hoor mooi wat ek sê. Is 'n geluid wat jy maak en is ook 'n geluid wat jou maak. Daar's manne en vroue van God en daar's ook godsmanne en godsvroue. Kosbaar, ek lees in die autobiografie van Smith Wigglesworth, die apostel van geloof. Hulle sê hy het uit 'n trein geklim in Engeland en almal wat verby hom geloop het gesond geword. Hulle het nie eens geweet dat hy 'n kind van die Here of 'n man van God is nie, maar hulle het gesond geword. En daarom vanmôre wil ek vir u sê, dit wat jy in jou het, is meer as wat die duiwel vir jou kan gee. Wat God in jou sit, is groter as dit wat daar buite is. Jy moet dit glo en ek luister na die woord van laasweek. Moet jouself nie minderwaardig ag nie, want God het jou opgelig. Daar's 'n skrif in Jesaja wat sê, jy's hoog geplaas. Jy's God se kind. As hy jou by jou naam geroep, jy behoort nie aan jouself nie. Jy behoort nie aan iemand anders nie, jy behoort aan die Here Jesus Christus. Halleluja. En wanneer jy aan hom behoort, dan kan jy die duiwel vierkantig in die oë kyk en vir hom sê, daar staan geskrywe. Halleluja. Maar jy kan nie sê daar staan geskrywe as jy nie die woord van God ken nie. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Nou hierdie woord moet ons kan eet. Nou daar is 'n plek, en hier kom ek by die kern van hierdie woord. Daar is 'n plek waar jy kontak maak met God, waar jy die Here vasvat. Ek praat so 'n bietjie gewone plat Afrikaans dat ons kan verstaan. Maar daar's 'n beter plek waar God jou vasvat. Ek luister na een van die Geiger video's en een van die sangers daar het groot geword in die huis van die Here. Sy van is sanger. Donnie Sander. En met sy musiek het hy van die Here af weggedwaal. Groot geword in die wêreld. Pragtige sanger geword, maar hy het God vergeet. In sy eie getuienis sê hy het $1250 se kokaine 'n dag gesnyf. Nou dis baie geld. $1000 in ons geld is amper R20,000. Het hy gesnyf, sy dwelms het hy gebruik. En eendag toe klim hy op die hoogste hotel in Las Vegas, wat hy selfmoord wil pleeg, want hy voel, daar's nie meer die moeite werd vir hom om te lewe nie. Maar toe hy daar bo staan, toe onthou hy 'n moeder en 'n vader, wat elke dag vir hom bid. Wat hulle middagmaal of hulle middagete wegskuif en sê, Here, ons skuif hierdie kos weg en ons vas vir ons steen, dat hy net weer huis toe sal kom. En terwyl hy daar bo by die hoogste hotel is om af te spring, toe praat die Gees van die Here met hom. Toe herinner die Here hom, hoor jy het 'n ma en 'n pa wat nog nooit opgehou het om vir jou te bid. En net daar kom hy weer tot bekering. Nou, jy moet vanmôre weet, daar is mense wat vir u intree. Daar is mense wat vir u bid. Ek het nou die dag vir een van die pastore gesê, daar is mense wat jou ken en jy ken hulle nie. Hoor jy wat ek sê? Want waar ek ry hier in die dorp, hallo pastoor, hallo, dan vra Paul, hy sê, pa, wie is dit? Dan sê ek, ek ken hulle nie, ek weet nie. Maar mense weet van ons. Ek het nou eendag, ek praat nou van nou eendag, soos ek vanmôre van my biggie sê, maar dit was jare terug, toe die kassette nog
in bedryf was. Toe stop ek by Koelsberg om vol te maak. Daar by daardie Shell Ultra-City. Net aan die ander kant van die pad, toe hoor ek 'n preek met my eie stem, waar mense 'n boodskap het. En ek stap so toe, dis kleerlinge gewees, wat hierdie boodskap speel. En ek dink, Here, hoe ver trek ons woord nie vanmôre? Want U sê U woord dra krag. Ek sê gister vir my vrou, terwyl ons lewe, dit wat ons sê met ons tong, sê die Bybel, sal so wees. As jy negatief is, gaan dit negatief met jou gebeur. Maar as jy positief is in die krag van die Here, gaan die Here jou positief optel. Daarom vanmôre, die krag van jou woorde dra krag. Die woorde wat jy spreek, dra krag. En ek wil jy moet vanmôre vir die Here sê, Here, U is my oorwinninge. U is my rotsplek, U is my bergvestinge, U is my lewe, U is my alles. Ek sal nooit verlore gaan nie. Halleluja. Kan jy amen sê? Ja. Dat gaan die hart bietjie warmer maak. Hy wat in die skuilplek van die Allerheiligste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Nou die Engelse Bybel sê, he who dwells in the secret place. Hy praat nie van skuilplek, hy praat van die geheime plek. En vanmôre wil ek met u praat oor die geheime plek. Halleluja. Ken u die teenwoordigheid van die Almagtige? Dit is wonderlik. Dit is 'n werklikheid. Daar is nie ongeloof daar. Daar is nie onrus nie. Dit is volmaak. Die teenwoordigheid van Jesus is volmaak. Amen. Anderwoorde, jy moet by 'n geheime plek kom, wat net jy en God kontak met mekaar het. Ja. Wat net jy en God met mekaar kan praat, en met mekaar gemeenskap kan hê. My ma het 'n lied gesing, of ons het dit baie gesing, al wat ek soek is dit Jesus. Hy stel tevrede, hy deel blydskap mee. Lewe is sonder hom vrugteloos, alles is in hom te kry. Ja. Daarom vanmôre my boetie en sussie, alles is in Jesus te kry. My groot begeerte is vir gelowiges, elkeen van ons broeders en susters, om sterk in die Here te wees. Amen. Sterk in God, kragtig te wees. Amen. Efesië 6 vers 10 sê, eindelik my broeders, word kragtig in die Here. In die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting aan. Met ander woorde, die volle kleed van God, sodat jy staande kan bly en weerstand kan bied in die dag van onheil. Daarom vanmôre, word krag en krag in die Here. Moenie luister wat vreemde stemme vir jou sê nie. God sê ek is jou Here. Die Here sê ek is jou God, ek is jou lewe, ek is alles vanmôre. Geen prys is te groot om die vrede, krag en gemeenskap van Christus Jesus te ontvang. Die apostel Paulus sê daar in 1 Korintiërs die 3de hoofstuk, hy sê julle is duur gekoop. Julle behoort nie aan julle self nie. Ja. Julle behoort aan Christus, soos Christus aan God. Anderswoorde, ons behoort vanmôre aan 'n God wat omgee. Wat sy arms elke dag om ons wil sit, en ons wil toemaak in die vlerke van sy heerlikheid. Luister vanmôre, ons erfenis is in Christus. Dankie. Hoekom? Want Christus het ons gekoop. Ja. Niemand anders. As 'n ou liedjie, ek hou daarvan om na die ou liedere te verwys, of dink ek is like 84 in die boekie wat sê, geen silwer of goud kon betaal vir jou redding. Geen prys op aard was genoeg vir jou siel. En dan gaan die koortjie, hy sê, dit is die prys, die bloed van Jesus. Daarom vanmôre, ons ag die bloed van Jesus nie gering nie. Hierdie is 'n bloed evangelie. Halleluja.
Hy het ons gekoop met sy bloed op Golgotha. En ons kan dit nie gering ag nie, want dit is 'n massiewe prys. Want ek glo nie een van ons sal die guts hê om ons seun aan 'n kruis te vas te maak nie. Ek weet ek sal nie. Ek weet my vrou sal. En ek glo nie een van ons nie. Maar dit het God 'n prys gekos. 'n massiewe groot prys om sy eie seun aan Golgotha of op Golgotha as heuwel aan 'n kruishout vasgenaal te kry. En dit was vir ons, vir elkeen van ons, my broer en sussie. Die beskerming van die Almagtige. Pragtige lied. Hoe veilig die rots, wat so ver is bokant my. My siel vol verdriet kan by u toevlug kry. Dan sê die koortjie, ons gaan hom net toesing. Skuil net by u. O rots van die eeue, ek skuil net by u. Moses het iets geweet. Ek dink hy kennis gehad van die teenwoordigheid van die Almagtige. Hy sê in Eksodus 33 vers 15, as u teenwoordigheid, met ander woorde, as u nie self met ons gaan nie, laat ons dan nie hiervandaan betrek nie. En ek dink ons moet dit vanmôre elkeen van onsself sê, Here, ek gaan geen tree gee vandag as u nie saam met my is. Ek gaan nie in my kar klim en ry as u nie saam met my is. Terwyl ons so baie ry in die land, dan ry ons so baie verby groot ongelukke, massiewe ongelukke. En as ons by die huis kom, dan sê ons, Here, dankie, u het ons weer eens bewaar. U het weer eens die hand oor ons gehou. Daarom is dit vir my so kosbaar, ek onthou, jare terug, ek het net teruggekom van Amerika af, en ek sê nog vir hulle, ons moet die naweek bietjie weggaan, dat ek net my familie so bietjie gaan wegvat, want ek was lang van die huis af, en ek sê vir hulle, ons wil so 12 uur ry, en hier kom 4 uur en ons is nog nie weg, en hier kom 4:30 toe ry ons, maar toe ons daar by Kroonstad kom, toe was daar 'n paar trokke wat in mekaar in is, met ook 'n paar voertuie, en ek sê, Here, dankie, ons kon daarin gewees het, as ons vroeër gery het. So baie keer dink ons, Here, hoekom gebeur dit nie op die tyd wat u wil hê, of wat ek wil gaan nie? Maar God sê, ons moet gaan op sy tyd. Amen. Halleluja. In sy tyd is daar veiligheid, is daar vrede, is daar rus, is daar kalmte. Halleluja. Here, as u nie self met ons gaan, met ander woorde, moenie iemand stuur nie. U moet self saam met my beweeg. Waar ek werk toe gaan, in my gesprekke, wat ons ook al met mekaar doen, ek wil hê u moet by my wees. Halleluja, wil u nie hê die Here moet by u wees nie? Amen. Hulle wat woon in die skuilplek van die Almagtige. Wat beteken dit om in God se teenwoordigheid te wees? Ek glo nie net sy woord, maar ek neem ook sy beloftes in besit. Nou dit is waar kennis van die woord kom. As jy die woord van God self lees, self bestudeer, dan gaan jy weet wat 'n skrif om te gebruik in watter omstandighede. Hoor jy wat ek sê? Dan gaan jy weet. Halleluja. Ek glo nie net sy woord nie, maar hy woon binne in my. Here, maak my 'n vors. Maak my 'n krag. Maak my 'n oorwinnaar. En ek is in hom verborge. Alleen met God en weg van sorge. Alleen met God weg aardse goed. Alleen met God in hom verborge, dan wil ek wees met God alleen. Hoor jy wat ek sê? Dis op die lied. En ek is dankbaar om nog van hierdie woorde te onthou. Want Here, in my geheime plek is dit net ek en God. Jy kan bid as 'n huisgesin.
Jy kan kom bid hier in die kerk. Jy kan bid waar jy wil wees, agter die kar se stuurwiel. Dit is baie lekker om te bid as ek ry. 'n Lang pad vat en ek praat met die Here, dit is lekker. Dit het al deel van ons lewe geword, van ons bestaan. As ons elke keer ry by die huis en sê, my vrou, onthou, moenie vergeet, ons moet eers bid. Ons bid saam met ons kinders, maar as ons in die kar klim, dan bid ons ook. Want die hand van die Here is ons beskerming. Amen. Selfs hier in die dorp, ek kyk, nou die môre is hier 'n geweldige ongeluk hier voor die polisiestasie. 'n Bybelsig, waar iemand by 'n woonstel uitgekom het, en 'n man het om die draai gekom, en hy het hom reg op sy kant geslaan. Ek dink daar was mense dood gewees. Dit was vroeg, dit was net na 6 in die oggend. En ek dink, Here, ek is nou net verby daar. Ek is nou net verby. Dis hoekom ons baie keer net op God se tyd moet wag. Dit is waar. Ek het 'n ou vriend gehad, 'n pastoor Chris Hallgren. Hy het altyd gepraat van God se tyd. Maar God se tyd is belangriker as ons tyd. Luister mooi, as jy nog met my. Die Here sê, ek sal vir die Here sê, U is my toevlug. Ek het vanmôre toegang. U toegang tot die Here vanmôre. U het aanspraak. Ons het 'n kosbare saligheid gevul met inspirasie, sonder beperking. Want die wonders van God aan ons bekend maak, is dit nie kosbaar nie. Hierdie Heilige Gees maak God se wonders aan ons bekend. Psalm 91 vers 2 sê, ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. As jy in die geheime plek, die skuilplek van die Allerhoogste woon, van die Almagtige, soos dit in vers 1 sê, dan sal jy ondervind wat in vers 2 staan. Hoor jy wat ek sê? As jy ondervind wat in vers 1 is, sal jy ondervind wat in vers 2 staan, want hy sê, ek sal vir die Here sê, my toevlug. My toevlug. Ek dink baie keer aan Dawid, toe hy daar in die veld was, skape ook gepas het, en hy die bek van die leeu verskeur, en die skape veilig kon wees, en die beer, ensovoorts. Ek wonder baie keer, want Dawid het al die psalms geskryf, daar is 'n psalm wat Moses ook geskryf het. En hy sê, ek sal tot die Here sê. Ek dink dat Dawid het baie gekoordans in die veld. Ek wonder of die skapies maar saam gedans het as hy op sy harp speel, en die naam van die Here groot maak, en die Here prys en hom loof. Ek dink dit moes so gewees het. U kan vanmôre vir die Here sê, Here, U is my toevlug. U is my herde. U is my rots. U is my lewe. Ek soek nie 'n ander lewe nie, ek soek net Christus Jesus. Halleluja. Wie kan dit sê? Hy wat in die Here bly. Hy wat toegemaak is. Hy wat oordek is met sy goedertierenheid. Liedjie wat ons aan in Noord-Kaap sing, Here maak my toe. Maak my toe. Maak my toe onder die bloed. Is dit nie kosbaar nie? Jy kan maar sê wat jy wil, ek gee nie om wie praat. Ek glo nog in die bloed van Jesus Christus. Iemand sê nou die dag, jy kan nie vir iemand sê, jy gooi bloedwalle teen die duiwel en dit en dat. Ek sê, jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Ek sê vir die duiwel vanmôre, jy is gered in die bloed van Jesus Christus. Hierdie bloed het krag vanmôre om ons sondaar op te tel. Ek maar nou jare terug op oopligdienste, waar prostituie tot bekering gekom het, alkoholiste tot bekering gekom het, mense wat in die gutters gelê het, opgetel is deur die bloed van Jesus Christus. Nou hierdie bloed het op dieselfde krag om u vanmôre op die pad te kan hou. In hierdie skuilplek verdwyn jou vrees. Jou irritasies. Ons sê baie maklik af, hierdie ou irriteer my, dit is so nie. Praat ek die waarheid?
Want dit wat ek doen irriteer my, ek hou nie van dit wat hulle doen nie. Dit frustreer my. Jou frustrasies, jou koördineer, dit wat skeiding gemaak het, om die volle vreugde en blydskap, genesing in Christus Jesus te hê. Ek kyk nou na Julie in sy rolstoel. Ek wil nou jare terug, as ons in Posmansburg met 'n diens en daai Sondagmôre, toe val die Gees van die Here, en daar is 'n man op 'n rolstoel, maar daai man wil koordans, so Julie, maar hy kan nie, maar hy vat sy hande en hy lig hom so, hy druk dit op die rolstoel en hy lig sy boude en hy swaai sy boude so oor die rolstoel, om God te prys. Want as die Gees van die Here in jou kom, dan kom daar lewe. Daar kom roering. Nou ek kan nie stil staan nie. Ek het nog nooit in my lewe gedans nie. Maar wanneer ek in die teenwoordigheid van die Here kom, kan my voete nie stil staan nie. Amen. 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 Ek weet die jong mense doen dinge anders te deesdae. Ek weet hoe om te dans in die teenwoordigheid van die Here. En dit is wat kosbaar is. In sy teenwoordigheid word die werke van die duiwel verbreek. Hoor mooi, as jy 'n probleem het vanmôre, gaan lê dit maar net in jou geheime plek aan die voete van die Here Jesus. Halleluja. God wil ons in hom toemaak. Hy het baie instoor vir u. Baie instoor. Moet nooit mense op hulle baadjie takseer nie. Ook nie op hulle voorkoms of hulle uiterlike nie. Die Here het hier binnekant groot dinge gesit vir elke mens. Daar was 'n tyd wat Israel hulle harpe en musiekinstrumente en boomtakke opgehang het. Nou baie keer doen ons dieselfde. Wanneer die duiwel ons aanval, dan sit ons redding aan een kant. Ons lofpryse, ons gaan sit dit aan een kant. Maar die man en vrou wat hulle God ken, sy kosbare woord, is vanmôre vir u antibiotika. Dis was nou winter en almal wat die dokter gaan sien, wil eerste antibiotika hê. God se woord is vir jou antibiotika vanmôre. Diegene wat in die geheime plek met God verkeer, is meesters oor hulle situasies. Nou stap dit hier. Amen. Luister, ons as mens gaan geweldig onderdruk van baie dinge wat gebeur. En baie keer wonder ons, is daar 'n antwoord? Daar is 'n antwoord. Gaan maar net na Jesus toe. Amen. Die vraag word baie keer gevra, hoe kan ek? Kan ek jou antwoord? Bly net onder die beskerming van die Almagtige. Ja. Amen. Amen. Terwyl ek nou hierdie so kyk, ek wonder hoe sal dit wees as die Gees van die Here jou oor jou kom en jy gaan met daai stompies dans hierso. Amen. En die gaan jo, it's a miracle. Halleluja. Die geheim van oorwinning is om te bly waar oorwinning woon. Ja. Hoor jy my boetie? Amen. Die geheim van oorwinning is om te woon waar oorwinning woon. Om te bly waar oorwinning is. Moenie dinge gaan traai. Jy weet, baie mense misbruik die skrif. Hierdie een teksie. Hy sê, beproef alle dinge, maar behou die goeie. Dan gaan traai hulle alle sonde uit. En net nou is hulle vasgevang. Is dit nie so nie? Ons praat, dis die waarheid, want ons as mense, ons allemaal het dit gedoen. Jy gaan traai alles. Op die einde van die dag, dan hy ding jou gebyt. Dan kan jy nie loskom nie. Dan sit jy met grote probleme. My pa het altyd gesê, as jy twyfel oor 'n ding, los. Moet hom nie eens aanraak nie, moet hom nie eens probeer nie, los. Want as jy twyfel, dan beteken dit die Gees van die Here praat klaar met jou. Dat jy dit nie moet doen, ek is by die einde. Jesus is die begin of outeur en volleinder van ons geloof. Jou lewe is vanmôre verborge in Christus.
Daar is geen beperking waar die heilige asem van God kan blaas. Geen beperking. Let him breathe on me. Here, blaas U salwing oor my. Die Gees oor my, heerlikheid oor my. En hierdie geheime plek het U gemeenskap met die Here Jesus Christus. Heilige gemeenskap. U sal nie net sy naam noem nie, maar U sal hom ken. Apostel Paulus sê dat ek hom mag ken, dat die krag, en sy krag het ook in sy omstandighede. Kan ek afsluit met dit en sê, vind weer U geheime plek by die Here Jesus. Is dit reg? Ons staan op en ons bid saam, dan gaan ons die voortjies en skuil net by U, die rots van die eeuwe, en dan gaan ek oorgee aan as die Vader so wat ons sal afsluit. Prys. Ek is so bly jy het gekom, alles in hoekom. Baie dankie vir die opoffering. Ek weet terwyl ek hier praat, my vingers is blou van koue, man. Ek kyk net die dag op Facebook na ons kerk in die Filippyne. Dit het gereën en die water loop deur die kerk, maar die kerk is vol talle. Almal het kerk toe gegaan, want het God lief. Ons soek weer baie kere verskoning om nie kerk toe te kom nie. Ek dink ek het nou die aand vir pastoor François gesê, ons almal wil hemel toe gaan, maar hoe kan jy in die hemel gaan bly as jy nie eens by God se aardse huis kan inkom nie? As jy nie eens die aardse huis bywoon nie, hoe kan jy wel hemel toe gaan? Hoor jy wat ek sê? Jy gaan nie gewoon wees aan in die hemel as jy nie in die kerk kan kom nie. Kom ons sing dit vanmôre. Be